Welkom terug by die groot ontbyt. Nou ons praat oor 'n besonderse verhoogstuk en dit is altyd so lekker vir ons beide om oor verhoog te gesels, want natuurlik 'n groot passie en ek voel dis iets wat baie meer mense kan gaan ondersteun. So ons gesels oor The Unlikely Secret Agent wat by die Staatsteater te sien is van Vrydag af, die 15 Junie af. So jy wil dit nie mis nie. En vanoggend gesels ons met Erika Breitenbach en Paul de Tooy daaroor. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Goeiemôre, is lekker om te wees. Heerlik om julle op die geel bank te hê vanoggend te gesels oor verhoog theater. Is altyd so belangrik. Vertel ons 'n bietjie van die stuk. Waaroor gaan dit? Dis gebaseer op Ronnie Castle se boek met dieselfde naam. Speel af in Suid-Afrika 1961 tot 1963. Ronnie was 21 en die hoofkarakter, Eleanor, toe sy girlfriend, later sy vrou, was 23. Nog 'n karakter was veiligheidspolisieman, luitenant Grobler, wat op die spoor van Ronnie en Eleanor was. Nou dis hoofsaaklike liefdesstorie. Dit gaan oor verskoon my, jong liefde. Hoe jong liefde iemand se lewe totaal kan verander. Veral as hulle blootgestel word aan nuwe omstandighede, nuwe idees soos vryheid, die dapperheid van mense wat beklei het vir daai vryheid en wat ons in Suid-Afrika vandag huidiglik met daai vryheid doen. Dit is 'n lekker sneetjie. Goeie vraag. Erika, jy vervaardig die toneelstuk. Ek doen jou. Ja, hoe kom 'n mens by so 'n storie uit? Want moes jy na Ronnie Castle toe gaan en met hom praat? Ja. Dit moes 'n enorme storie gewees en hoe lewensgetrou is hierdie alles wat ons hier sien? Ja, dit is nogal 'n storie. So ek het daai boek in die biblioteek gevind in Houtbaai in my plaaslike biblioteek en die boek gelees en gedink, wat 'n ongelooflike storie. Ek wil dit op die verhoog sit. Toe het met Paul gepraat en toe moes ons eers natuurlik toestemming kry van Ronnie Castle. Ja. En hy is so 'n gawe man. Ja, so met hom gepraat en toe het ons baie keer half net Zooms gedoen, gesels met hom sodat ons dit kan getrou hou, soveel as moontlik tot die korrekte storie. Ja, wonderlik. Ja, dit 'n mens moet net sê, die storie hierdie is nie die eerste keer wat julle die verhoogstuk doen nie. Nee. Maar julle het al 'n klompie pryse en nominasies. Ek bedoel die Vleerde Kap is seker nou al moeg vir julle. Maar julle het al 'n paar pryse gewen. Hoe voel dit om julle was nou al in Johannesburg gewees met die produksie. Dis die eerste keer in Pretoria, nie waar? Ja. Hoe voel dit om dit Staatsteater toe te bring? Ja, dit is 'n groot ding vir ons. Ja, ek dink 'n ou soos Ronnie, weet dit is daai wonderlike Afrikaanse woord harregat. Hy is net dit. As daar 'n teken is wat sê moenie op die gras loop nie, gaan hy daar staan. En so speaking truth to power is iets wat hy nog sy hele lewe lank doen. En dis baie interessant om in die nasie se hoofstad hierdie stuk op te voer en te sê kyk, hierdie is idees waarvoor mense beklei het. Wat het ons daarmee gedoen vandag? So. Ja. Paul, jy weet, mense ken die storie, dis gebaseer op geskiedenis, verstaan, die verantwoordelikheid om so teks reg te kry. Ja. Hoe lank vat dit? Hoeveel tyd, hoeveel navorsing, jy weet, om seker te maak hy sit nou reg dat ons daai eerlikheid en opregtheid oordra aan die mense wat kom kyk? Ek kan vir jou sê so 5 jaar gelede het ons 'n read-through gedoen. Luitenant Grobler en daai read-through is deur Peer gelees. Ons het dit op Zoom gedoen. Ek was in Vancouver. Ons het toe besluit om nie te gebruik nie. For obvious reasons, ja. Ek grap. Maar ja, dit daar's so baie karakters wat regte mense was. Daar was ek wil nie nou te veel weggee nie, maar Eleanor moes probeer ontsnap. En daar was 'n skoonmaker in 'n malhuis waar sy haarself bevind het, wat alles op die lyn gesit het om haar te help ontsnap. En sy het geweet as sy gevang word, gaan sy disappear. Ja. En hierdie is regte mense wie se stories ons vertel. So ons vat baie tyd en ons is baie versigtig om seker te maak dat ons hierdie stories met liefde en respek en waarheid vertel. So ja, dis 5 jaar vandat ons begin werk het aan die ding. En ons is nog steeds nie klaar nie. Ja. Wow. Ons het nou 50
vertonings al gehad, 53 vertonings al van hierdie stuk. En julle het Oor ook die- internasionaal getoer, nie? Ons het Londen toe gegaan in 2024 by die Malibin Theater opgetree. Dit was 'n ongelooflike Nou dat ek oor see bly vir die laaste 5 jaar, het ek agtergekom hoe ongelooflik Suid-Afrikaanse teater is. Ons verstaan dit nie. Nee, is dit nie. Hoe vreesloos ons is. Oorsee is mense, hulle is unionized en daar is so baie beperkings. En hier speel ons met totale vryheid. Ons is so dapper, ons is bang vir niks nie. Daar's geen idee wat ons bang maak nie, geen konsep, geen styl, geen kultuur, geen taal. Vir ons is dit niks om 'n play te sien in 4 tale nie. Ja. dis Ja. Vir hulle is dit iets ongelooflik. So net sulke basiese goed wat ons net en elke keer as ek terugkom huis toe, is dit net vir my so ongelooflik om te sien hoe vibrant en ongelooflik ons kultuur is en ons sien dit in ons teater en ons sien dit in ons kuns. Ja. Hoe was dit vir jou? Hoe is dit vir jou om hierdie karakter van Eleanor te vertolk? Jy weet, hoe boei jy mense? Hoe klim jy in hierdie karakter in en wat was vir die grootste uitdaging? Ja, dit is voel nou baie groot verantwoordelikheid, reg. So in die begin het ek met Ronnie gesit vir 2,5 ure waar hy my net vertel het van Eleanor, foto's vir haar gewys het en my vertel wat 'n tipe mens sy was, want sy is in 2009 oorlede al. So ek het haar nooit ontmoet nie. Ek het beeldmateriaal van haar gekyk, maar ek het nooit haar stem gehoor nie. So ja, ek het baie navorsing gedoen en dit voel vir my 'n groot verantwoordelikheid om haar in haar vel in te klim. Ek geniet dit baie. Haar kinders het al na die stuk kom kyk wat vir my ook 'n groot gebeurtenis was en almal het net gesê baie dankie. Jy ons ma se legacy, wat is legacy? Ja. Nalatenskap. Dit is so 'n enorme verantwoordelikheid soos jy sê om mense reg uit te beeld, eerlik. Ja. Nie reg nie, daar's nie reg of verkeerd. Ja. Eerlik uit te beeld. Paul, ons moet 'n bietjie praat oor die feit dat daar ander ook kunstenaars hier betrokke is. Wie is almal, wat se ander akteurs is nog te sien in die produksie? Maar ons werk met Carlo Daniels, wat ook hy beste supporting actor gewen hiervoor. Ashley Dowds wat al diep spore in ons teater geskiedenis getrap het. En Tlantla Morgan Kutu. Ons gaan nog baie van hom hoor. Hy's baie jonk en hy begin nou eers, maar Jessie, hy's 'n ongelooflike akteur. En in ons geskiedenis het ons ook al met 'n paar ander akteurs gewerk. Ons het met Gideon Lombard gewerk. Wessel Pretoria. Ja, so ons was baie bevoorreg om die crème van die krop te hê in hierdie land. Dit was ongelooflik, ja. Sê gou weer vir die mense, wanneer is hierdie te sien by die Staatsteater? 5 tot 21 Junie. 5 tot 21 Dis Junie. reg. Ons open Vrydag aand die 5de. Vrydag aand is party aan. Ja, absoluut. Ja, alle sterkte en wat 'n merkwaardige storie, The Unlikely Secret Agent. Baie dankie Paul, dankie Erika. Dankie, Jy het 'n Pierre. pragtige van. Het ek nie, nee? Ja, Breitenbach, so mooi. Dankie dat julle tyd gevat het vanmôre om met ons te Dankie, gesels. dit was heerlik. Ja, daar is dit. Malan Koster. Jy gesien? Nou ja, ons is nou weer terug en ons het tyd vir die nuus en die weer.